Jona is seker die swakste profeet in die hele Bybel. Hy doen omtrent alles verkeerd. Oor en oor is tot die ongelowiges beter as hy. Maar op hierdie stadium is ek jaloers op Jona. Ten minste het Jona 'n roeping. Ten minste kry hy 'n harde en 'n duidelike opdrag van wat hy moet doen. Ten minste weet hy presies waar hy inpas. Ek is André Swanepoel van Derrekruis Gemeente. En vandag vra ons die vraag: wat maak 'n mens as jy nie 'n klou het waar jy inpas nie? Ek sê 'n rukkie gelede vir iemand dat elke dag deesdae vir my soos 'n Dinsdag voel. In ons ou lewe was daar 'n Maandag en daar was 'n Vrydag, daar was 'n Saterdag waar ons kon rus en 'n Woensdag waar 'n mens kon voel die naweek kom nou nader. Nou is alles net Dinsdag. Die dae vloei bietjie aan mekaar in en dit voel vir my asof daar nie 'n maklike, duidelike, verstaanbare wen is nie. Wat is ek veronderstel om te doen? Ek weet ook dat daar 'n klomp goed is wat 'n mens nie kan doen nie, goeders wat buite jou beheer is. Geld is skaars, drama is volop, mense is gestres, die virus versprei, die storm kom. Maar wat is ek veronderstel om te doen? Ek weet ons almal het 'n klomp goed wat ons besig hou. Party van ons trek maskers aan en is weer deel van die geskarrel om elke dag te probeer om geld te maak. Party van ons pas kinders op en probeer van die huis af werk. Party van ons maak planne en soek geleenthede. Maar almal van ons stres. Is dit God se groot plan en droom vir ons? Wat is die groot geveg waarvoor die Here ons roep? Hoe kan ons hierdie isolasie breek en saam met hom begin werk? Die swakste profeet in die hele Bybel kan ons hiermee help. En sy naam is Jona. En daar is 'n gedeelte in die Bybel waar hy deur 'n groot vis ingesluk word. Maar dis nie waar sy storie begin nie. Jona was deel van die volk wat die Here vir hom in die Ou Testament uitverkies het. Ergens het hierdie volk in twee ryke geskeer, die Noordryk, Israel, en die Suidryk, Juda, waarvan Jona 'n deel was. Die Noordryk is deur die Sumeriërs aangeval en oorwin. En al was dit twee ryke gewees, was dit nog steeds dieselfde volk gewees. Jona het gesien wat die Sumeriërs met sy mense gedoen het. Hy het geweet van die geweld, hy het geweet, hulle kyk volgende suid na waar hy bly. Maar dan kom die Here na hom toe en stuur hom na een van die Sumeriese belangrikste hoofstede toe. Hy moet die mense daar gaan waarsku, sodat hulle gered kan word. Jona word na sy vyande toegestuur om hulle te gaan red. Dis mense wat sy mense aangeval het, wat families opgebreek het en uitgewis het, wat mense gevange geneem het en weggevoer het, en nou moet hy hulle profeet gaan wees. Dis hoekom Jona toe dadelik sy goedjies vat en presies die teenoorgestelde doen as wat die Here van hom vra. Hy gaan wes in plaas van oos, hy gaan ver in plaas van naby, en dan, as daar 'n verskriklike storm op 'n bootjie losbars wat hy gevat het om weg te vlug, gebeur die weirdste ding. Die ongelowige matrose tree soos profete op, en die profeet tree soos 'n ongelowige matroos op. Hoor net hier, die matrose het bang geword en elkeen het tot sy God om hulp geroep. Hulle het die vrag van die skip in die see gegooi, om die skip ligter te maak. Maar Jona was onder in die skip waarin hy afgegaan het om te gaan slaap. Hy het vasgeslaap, en die kaptein het na hom toe gegaan en vir hom gesê, "Wat is dit met jou dat jy lê en slaap? Staan op en bid tot jou God. Miskien sal hy aan ons dink, en dan sal ons nie vergaan nie." Toe sê die manne vir mekaar, "Kom ons trek loetjies sodat ons kan uitvind oor wie hierdie ramp ons tref." Hulle het loetjies getrek en Jona is aangewys. Toe vra hulle hom, "Vertel ons tog waarom hierdie ramp ons tref. Wat werk jy? Waar vandaan kom jy? Uit watter land en van watter volk is jy?" Jona het hulle geantwoord, "Ek is 'n Hebreër. Ek dien die Here, die God van die hemel, wat die see en die vasteland gemaak het." Die manne het bang geword en vir Jona gesê, "Wat het jy nou aangevang?" Daar's 'n paar goed wat uitstaan in hierdie gedeelte. Die matrose bid en Jona is bewusteloos. Hy slaap. Hulle het besef hoe groot God en sy krag is, en Jona maak asof God klein is, asof 'n mens net in 'n boot kan klim en kan wegloop van hom af. Maar die sterkste kontras kom uit wanneer hulle vir Jona vra wat hulle moet doen. Sy antwoord is, "Vat my en gooi my in die see, maak my dood." Hulle antwoord is om te bid
en harder te probeer hoe om by die vasteland uit te kom. Vir Jona is die lewe goedkoop, maar vir die matrose is dit kosbaar. Maar nou wonder jy seker, maar wat het dit met my en jou roeping te doen? Ek is oortuig daarvan dat God vir ons roep om sy profete te wees. Ons is net soos nog altyd geroep om sout en lig vir hierdie wêreld te wees. Maar die eerste ding om te besef is dat ons lewens kosbaar is. Dis wat die Here nog altyd vir ons probeer leer. Niemand se waarde is opgesluit in wat hulle doen nie, maar in wat hy vir ons doen. Ons lewens is kosbaar. Al voel jy vasgevang en platgedruk, jy het waarde, jy het iets om te doen. God se liefde maak dit so. Wat ons natuurlik dan by die moeilike waarheid van hierdie boodskap uitbring. Jona word na sy vyande toegestuur. Die laaste ruk was my telefoon vol nuus en artikels en video's oor die optogte, geweld en onregverdigheid en kommentaar oor wat in Amerika en reg oor die wêreld en ook hier in ons eie land aan die gebeur is. Ek weet jy het 'n opinie hieroor. Ek het ook 'n opinie hieroor. En ek weet almal op Facebook het 'n opinie hieroor. Maar as daar nou een ding is wat Jona ons vandag kan leer, is dit dat God se liefde nie eindig by sy volk nie. En dit eindig ook nie by mense wat glo nie. God se liefde eindig nie. En dis die eerste en die belangrikste ding waarvoor God ons roep. Liefde. Ons word geroep om in hierdie lewe, waar elke dag soos 'n Dinsdag kan voel, om te besef dat die groot ding waarvoor ons hier op aarde is om liefde te verteenwoordig. God roep ons om sy liefde te wys. Hy maak ons om sy liefde te wys. Om dit te vergeet, is om soos Jona weg te hardloop in die teenoorgestelde rigting. Maar ek kan verstaan hoekom Jona dit doen. Ek kan verstaan, want ek ken nie seer en ek ken nie kwaad. Ek kan verstaan hoe 'n mens jouself wil beskerm, hoe jy jou volk en jou familie wil verdedig. Ek verstaan dit regtig. Maar ek verstaan ook dat God anders kyk. Want donker dryf nie donker uit nie. Net lig kan dit doen. Ons leef in tye van baie donkerte, baie seer, baie vyande, baie vrees, baie onregverdigheid. En in dit stuur die Here vir my en vir jou om hierdie week lig te wees. So hier is die uitdaging. Ondersoek jou hart. Daar's baie in hierdie wêreld wat ons niks aan kan doen nie. Daar is 'n klomp goed wat buite ons beheer is, maar wat ons toelaat om in ons harte te groei. Daaraan kan ek en jy iets doen. Die Here roep ons om sy profete te wees, oral waar ons gaan, en veral ook by ons vyande. So kom ons maak hierdie 'n week van respek, 'n week van vergifnis, 'n week van liefde. Dis die geveg, dis die stryd. Ons kan nie bewusteloos onder in die boot lê en wag vir die storm om verby te gaan nie. Daar's te veel op die spel. Kom ons bid saam. Almagtige Here, baie dankie dat U verstaan hoe moeilik hierdie uitdaging ook vir ons is. U weet hoe moeilik dit vir ons is om ons vyande verdra, wat nog om van hulle lief te wees, om hulle te probeer help en red. Here, daar's soveel goeders wat ons niks aan kan doen in hierdie wêreld nie. Maar dankie Here dat wat in ons harte groei, daaraan kan ons iets doen. Help ons asseblief om hierdie week baie deeglik na onsself te kyk en ons harte te kyk en te sien wat ons toelaat om daar te groei. Here, in die Bybel is U op 'n stadium ook verwar met 'n tuinier. Help ons asseblief. Wees ook die tuinier wat die wortels uitpluk en die onkruid uitpluk wat dalk in ons harte begin groei het. Help ons om mekaar iets te gun, selfs al is daar seer. Help ons om vir mekaar liefde te wys, al is daar kwaad. In U naam bid ons dit saam. Amen.